thousand generations falling down in worship to sing the
die dames is in elk geval nie so doof soos die mans. Amen. Ja, jy weet die mans nie. Jy kan ek weet, die vrouwens praat met hulle. Sê skoeder 17 keer vir hulle. En dan hulle nog steeds nie geluister. So weet het. So dis hoekom ek weet, julle hoor goed. Dis nie ons mans wat nie goed hoor. En al die dames, goeiemorgen. Ek doen net vanoggend die verwelkoming, ons oggendgebed, dan gaan ek oorgee, dan sit julle diens, dan gaan julle verder aan met hom. Ek is vanoggend, ek so dankbaar vir elkeen van julle wat hier is. Regtig, ek weet vanoggend is ietsie spesiaals, en weet ook, jy's met 'n rede hier, omdat jy ook nie net spesiaal is nie, maar omdat jy ook iets spesiaal moet doen. Die Here het 'n plan met elkeen van julle. En ek wil vir julle vanoggend sê, wees welkom, ons manne het iets anders wat ons gaan doen. As julle nou uitstap, julle sien daar 'n traan of 2 gevloei oor hulle wange, moenie skrik nie, dis nie omdat ek met hulle gaan raas en moet kyk. Ek sal nie so rol wees, hoor. Maar ons het iets anders wat ons gaan doen, ons wil graag hê, dames, dat julle aangaan, en ons gaan so, wanneer ons klaar is, gaan ons begin met die voorbereiding van die porsies, so ek vra nou vir na die diens, dan gaan ons lekker saam kuier, daar's genoeg om te eet, daar's genoeg om te drink, en dan gaan ons sommer net lekker saam kuier vir die kantoor. Ek wil vandag begin met ons afkondigings vir die week. Woensdagoggend 10:00 ons weeklikse bidduur, en die getuienis wat van ons bidduur afkom, die meeste is dames en elk geval vrouens, as ek reg is daar 1 man, maar die dames is daar, en dit is net getuienis van hoe geseënd dit is. As dit vir jou moontlik is, moet dit by kom put seën in die hand van die Here. Woensdagoggend 10:00. Dan is dit nou Vrydag nie gehad nie, ons gaan ook nie eers komende Vrydag nie, want dit is hierdie naweek, is dit SPS se sportdag, so daar is voorbereidings wat al Vrydag aand getref word, ja, en daar is van die jongmanne wat daar betrokke is, en self ook, en dan Saterdag is dit SPS se jaarlikse Pietersmann die sportdag. Gaan ondersteun dit gerus, gaan kyk lekker rugby en netbal, en daar is ook lekker eetgoeders en kruie daarso, so ondersteun dit asseblief hierdie naweek wat kom. Dan Sondagoggend is ons afsluiting vir die kwartaal van die Sondagskool om 8:30. Die rede daarvoor is, die naweek daarna is 'n lang naweek, en dan die naweek daarna die skool reeds gesluit, so ons gaan dan eerstkomende Sondag is ons Sondagskool se afsluiting. Na die Sondagskool, die sit ons oggenddiens, en hoop om almal weer daar te sien. Dit gaan vir my so lekker wees om die daar te verwelkom. Ek het vanoggend 'n klompie verjaarsdae, en ek wil nou nie, ek dink ek van hulle hier op doen, kom check myself, vir nie so bad is as die koerante sê nie. Vandag die 9de verjaarsdag. Iemand gesien as sê die vir hom geluk met sy verjaarsdag, en mag dit vir hom 'n mooi jaar wees, en baie geluk met sy verjaarsdag. Dan die 11de verjaar Dawie Lou, verjaar die 11de, die 12de verjaar Rudolf verjaar, Elsie, en hulle het ook, en ek weet asseblief, dat hy voel verjaar, en dan die 14de, waar is het nou? Maar die 14de, ek onthou nou net, my skoolnaam die 14de verjaar. Jy is daar, want sy is nog vir my exporteer. Sy die 17de verjaar. Sorry, maar die 14de verjaar, die
ons is blij dat jy ook deel is van die span. Jy het lekker gedaan, ons wil jou aan die school soos jy dit werk. En sal vir jou extra glasie water doen. En sal die van oorgevraag dat hy vir jou die jaar vir jou 2 waardes vir hoe ons ons. En dat hy gaan het heel met die vraag oor te hoor, dat hy het ons vir jou waars. Dit wordt al iemand van my so herinner. Oké, ek dink dis die verjaarsdag wat ek het vir hierdie week, ek hoop nie ek het fout gemaak nie, maar ek dink dit is die verjaarsdag wat ek het vir hierdie week. So, almal wat verjaar, ons bid julle toe ons rykste seën in die nuwe lewensjaar, mag dit 'n sonderse jaar vir julle wees. Ons versoek vanoggend dat ons net vanaf na kyk en hou aan my boek nader toe, dat ek nie dit vergeet nie. Ons dink vanoggend aan Suzette Kriel. Ons vertrou regtig dat die Here met Suzette gaan stil staan. Sy het net gegaan vir 'n check-up en sy het intussen baie slegte nuus gekry dat sy regtig kanker opgedoen het. Sy het kanker. Ons vertrou die Here wat nou Suzette stil bestaan dat die Here vir haar sal neem. Ons dink ook weer aan Andries vriende en so ook aan Chantel uitsal vanoggend, dat die Here ook by hulle sal stilstaan. Hulle is nog op ons geloofsreis van verlede week af. Dan is ons Suster Celia, ons is regtig dankbaar dat jy hier is. Dat daai volgende erg was nie, maar ons is regtig dankbaar dat jy hier is. So ook vir Alfina, ons is dankbaar dat jy hier is. Juffrou Alfina het verlede week na diens het sy gaan stil opstaan en grond gevloog na eie huis. Maar ons is blij dat goed van en dat jy van bekommernis en liefdes, ons is regtig dankbaar vir dit. Maar ons vanoggend ook weer vir Suster Gesina se broer Pop op die Here en die Here regtig by ons sal stil staan. As jy vanoggend 'n versoek het wat jy wil noem, asseblief jy is welkom om 'n versoek te doen. As jy net vanoggend wil sê jy reis my hart, jy nie net jou hand opsteek en sê jy reis my hart vanoggend. Waar die versoeke is, die Here te doen. As jy vanmôre dankbare hart het, wil jy net saam met ons sê, Here, dankie vir die goedheid nie, is so wonderlik om na te sien opgaan. Kom ons sê die Here. Maar Vader, in hierdie oggend, baie dankie vir hierdie spesiale geleentheid. Here, dis spesiaal, omdat ons weet, jy is hier teenwoordig, en Here, ons weet ook, dis spesiaal, omdat jy vanmôre 'n woord en 'n boodskap vir elkeen van ons het. Dis my gebed, Here, dat jy vanmôre by elke een sal stil staan, dat jy vanmôre by elke sitplek vertoef, Here, en ook met die manne wat daar buite is, dat jy ook met hulle sal wees, dat jy by elke een sal aandoen wat jy nodig het vanoggend. Dis my gebed, Here, dat jy hierdie diens sal seën, dat jy met hierdie dames van ons sal wees. Here, jy weet hoe spesiaal hulle van ons is, so ek weet ook dat hulle spesiaal vir u is. Ek weet, Here, dat wanneer jy sê jy het nie witbroodjies nie, maar ek dink van hulle 3 dames is daar van die witbroodjies. Ek sê jy dankie daarvoor. Here, dis my gebed dat jy hulle vanmôre sal seën tydens hierdie diens. Soos wat ons reeds gebid en gevra, dat u die prediker, spreker sal salf en sal seën en Here, u woord sal uitgaan soos wat u dit bedoel het. Here, ek wil ook vanmôre, maar ek kom en ek wil elke versoek wat ons genoem het en elke hand wat opgegaan het, wil ek vanmôre by u voete kom plaas. Dis my gebed dat u by elkeen sal stil staan, dat u by elkeen sal vertoef. Here, dat u daar sal aandoen tot die volk van die genade, dat u sal onderneem, Here. Here, ek wil ook afsluit om te sê, ons dankbare harte gesien en ons wil net vir u sê dankie. Dankie, Here, vir die seën uit u hand. Dankie dat u ons die afgelope week met meer as 100 mm reën geseën het. Dis ons gebed dat u ook die reën sal laat uitsak waar dit nog nodig is. Here, dis my gebed ook dat u sal herstel nie net in die natuur nie, maar ook vir mense se geestelike lewe, dat u sal herstel in Jesus naam. Dankie
dankie dat ons hierdie vanoggend kan vra en ons dit van U af kan bid. Want ons weet, die God wat ons aanbid, is 'n lewende God. Die God wat ons dien, is 'n ware God. Here, ons dank U. Mag U wil geskied en U seën op elkeen uitgestort word. In die naam van Jesus. Amen en amen. Dit is met groot kragte wat ek hierdie diens vir julle oorgee, vir julle dames. Mag dit vir julle regtig vanoggend spesiaal wees, julle geseën wees. En ek wil sommer die voorsangers gaan vir julle lei en sange en daarna gaan sommer nou oorgee vir julle. Ek dink daarom vir hierdie tyd, almal ken nou al my moeder. Ken julle daar? As jy daar nie ken, Rosie Marx, gebore in China, Elisabeth Strydom, maar ons is so bly sy van Marx aangeneem 'n paar jaar gelede, en sy het net goed gedoen aan die Marx om die so, ons sê vir baie dankie daarvoor, die tyd saam. Een ding wat ek vir julle kan sê, sy is vol van liefde, sy is vol van liefde. As jy 'n skouer nodig het om te huil, asseblief vra vir my, jy kan maar 'n paar skouer van my. Sy gaan vir jou help en vir jou troos. So ek wil ook daarom net sê, daar's 'n ander ding wat ons mee gemeen het. Ons albei was gebore in Johannesburg, Johannesburg. So ek wil dit daarom net vir julle sê. So dis hoekom ons daar's iewers is ons word ons goed hoor, ek sê maar net hoor. Jy trek met been, en ek weet, jy is in goeie hande met daar saam, en ek weet, die woord wat die Here vir haar gegee het, en sy het julle oordra. Mag dit vir julle die beste wees vir hulle. In die naam van Jesus. Julle moet geniet, dames, en die agten, ons gaan het ook iets wat ons wil en moet doen, ons gaan het ook voor. Geniet sy die julle allemaal hoor. Lucas en Louis het eintlik hulle rokkies aangetrek, en sê ek vir hulle, toe maar as alright, julle hoef nie rokkies aan te hê nie, ons weet julle word benodig in die oggend. So, Lucas en Louis is nie aan die kamer vanmorgen. I will
surrounding me. Your hand upholds me, and I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me.
dansers kom in van polisie. Dan die ouens. Ons het 'n persentjie hier vanoggend vir 5 dames. En hulle name is almal even in die groen. Ons kyk hoe dit Claudine Creer. Geluk Claudine. Chantal Goodman. Wie is dit? Wat zei geluk? Sophia Binder. Dat is 2 name blijkbaar nie in nie. Kan ek so lank begin te reël? Aan die einde van die diens van ons gemeentheid gee vir gebed. En ek wil hê julle moet nou uitsorteer. Saam met wie gaan jy bid? Ons kan nie die atmosfeer verbreek as ek wil bid, dan soek jy eers om bid na die visie. So, byvoorbeeld, jy kan net stoel omdraai met die een afdeling. Of jy kan 'n visie maak en saam bid. En dan kom dit saam dat dit nou in Berlies en die van die voorhand staan. Hulle is ons altaalwerkers vir die dag. En dan, as jy 'n besondere behoefte het, is dit jou geleentheid om vorentoe te kom en om vra te vra. Mariska van der Merwe. Dan is daar nog Intie. Nicole Waldink. Baie dankie julle nasies gaan nou julle vrae gaan kyk. Ons gaan nou eers kyk na 'n vlagdans van ons pragtige jong dames en luister mooi na die woorde van die lied. Neem my lewe hier, laat dit hier wees.
was baie mooi, hè? Wat leuk geniet. Dit was die dans by die kerk voor. En as jy op die rug aan en dans en sorry, jy klaar. Ja, ons het en nou moet ons 'n bietjie mooi dink om dit vandaan. My pa is dood in 'n myn-ongeluk toe 2 jaar oud was. My ma is weer getroud toe so 4 jaar oud was. En hierdie stiefpa van my was 'n alkoholist. Maar hy was gelukkig nie van die bekleierige soort nie. Hy het inteendeel baie self geraak. So, as daar 'n geselskap was, dan was hy nou die voorbeeld wat almal aan lag en sit en dan. En hy het dieselfde storie vorige keer oor vertel. Ja, dis nog ons met hom saamlewe. Sondag aan die kerk vra ons nou wat sy gebedsversoeke en dan vra hulle en die onuitgesproke versoeke en steek my mamma haar hand op. Onuitgesproke versoek. Tot op 'n dag toe besluit sy nie. Vandag gaan sy dit by die naam doen. En sy vra, bid asseblief vir my man, hy is 'n alkoholist. Sy nie net dan woord wat sy spreek. Erken, hy is 'n alkoholist en bid asseblief vir hom. Die pastoor wat daar was, het van wind afgekom. Ons het hom nooit voor gesien of nooit weer daarna gesien. En toe die diens verby is, kom maar by my ma en hy sê vir my suster, ek moet saam in my huis doen. En nou moet my man bid. Nou my pa, dit was so 'n gang van 5 wat saam gedrink het. En die griep op die hoek van die kafee gehad het, hy was een van sy drinkende broers. Dan sê my pa agterna, en sit hy daar en dink, bid tog nou net asseblief klaar, want ek gaan nou my drank haal en dan gaan ek my griep doen. En so bid die pastoor. Die mense kan nie hoor nie. So, dit moet my maar leer, dis reg. En toe die pastoor klaar gebid het, gaan my pa moederop toe, en dis waar hy sy drank weggesteek het. Hy haal sy borrelbrandewyn, en hy gaan staan om 'n stuk in die drank. En toe hy die aand gedoop word, toe sê lewer die pastoor getuienis en hy sê, ek het 17 jaar gelede laas aan drank gevat.
is 17 jaar gelede aanroep. Nou my pa het dikwels na die AA gegaan en dan was hy vir so 3 maande skoon en dan kom een van sy drinke broers en hom net 1 tot gee en dan sit weer verby. So daai aand die pastoor sê hy is nou 17 jaar skoon, sê my pa. Ek net kan sien, ek is 17 jaar skoon. En weet jy dat, my pa het nog 17 jaar gelewe. En dan weet jy dit nie. En my ma se vriendinne deel nou al groot blydskap met haar. My ma se toe, hoor nou mooi, 17 jaar 2 maande. Getroud gewees met mekaar. En vra het vir haar, gaan ek met sê, weet jy wat, na 17 jaar en 2 maande is my suiker toe al die tyd onder my kop. En dis waar van daar af ek suiker wat onder my kop het. As nie jou sleg gaan, en gaan weer doen, kyk hoe die mooi al suiker onder my kop. Ek is 'n storieverteller en ek kry my inspirasie uit die Bybel. Nou die Bybel is 'n biblioteek op sy eie. Maar die Bybel se stukkies wat geskrywe is alles klein stukkies geskiedenis wat geskrywe is. Nie 'n stukkie daarvan. Sien maar die verlore seun en ons storie baie en dan is dit nou weer die saaier of wat ook al. Maar die enigste skrywer in die Bybel wat volledige verhaal skrywe is Lukas. Die Lukas boek is die enigste verhaal in die Bybel wat volledig geskrywe is. Nou julle weet mos hoe ons dit skool geleer. 'n Goeie verhaal het 'n inleiding en die verhaal verloop, en dan moet daar 'n konflik wees, en dan moet daar 'n klimaks wees, en dan moet daar 'n ontknoping wees. Dis 'n volledige verhaal. En dis presies wat Lukas gedoen het, 70 jaar na Christus. Skryf hy die Lukas boek en dan sê Theophilus, die professor, hy sê, daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skryf van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het dit opgeteken, soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense, wat van die begin af ooggetuienis en dienaars van die woord was. Net op die woord ooggetuies. Dis 'n baie belangrike woord. Jy kan nie in die hof kom vandag en sê, ja maar, my sussie dit gehoor en haar man het vir my dat gesê, en die se lewe dit gesê, nee, die hof aanvaar dit nie, dis nie getuienis nie. Jy moet 'n ooggetuie wees. Want oorvertelde stories kry sterkies op die ou en dan ken jy nie meer die storie nie. Goed, so Lukas het gaan navorsing doen en toe het hy die boek Lukas geskrywe. Nou kom ons kyk of ek sê. Hoe jy moet hom aankyk. Lukas skryf hierdie boek en wat nou baie interessant is, hy maak 'n opmerking en hy sê, wil ek gou eers net sê, kyk, die inleiding van die storie is Jesus geboorte. En hy is nou Jesus se lewensverhaal. Die konflik is vir die Fariseërs en die skrifgeleerdes en wat alles begin valslik beskuldig. Die klimaks is toe Jesus gekruisig is en ontknoping is, toe staan hy op uit die graf en hy val op na die hemel. Dan verstaan jy, dit is nou nooit verseker verhaal.
Nou kom Lukas en hy skryf so 'n eenvoudige ding soos en daar was skaapwagters in die veld en hulle oor die skape wag gehou en ewe skielik staan daar 'n engel van die Here by hulle en net soos in die geval van Abraham, Moses, Josua, Jeremia, Paulus, Petrus, Johannes, Maria, al daai het 'n groot geskrik en hulle was bevrees en ons bang en die Engel sê vir hulle, moenie bang wees nie, want ek bring vir julle goeie tyding. Kyk, daar's 'n kind gebore. En ons lees dan verder en die herders het met haas gegaan en gaan kyk. En wat gaan kyk hulle? Die voor dit sê Lukas, Jesus is gebore en hulle het hom gevat en die doeke toegedraai en in die krib neergelê. Ouens, hierdie Bybel staan uit 2400 bladzye. Wat 'n nut sal dit hê om 2400 blaaie te skryf en een sinnetjie te maak en te sê die babatjie is toegedraai in doeke. En is dit nie maar met al ons babatjies gebeur nie. Hulle word gebore en dadelik dra hulle in doeke. Want dit was nie die Bybelse tyd so nie. In die Bybelse tyd het hulle die babatjie gevat en sy vriendies dadelik getrek en toegedraai sodat hy nie homself weer in die fetusposisie kan intrek. En we doen dit blijkbaar met die betaliesters waarde. En hier kom die skaapwagters aan, en wat kry hulle? Een babatjie wat in die doeke toegedraai is. Met ander woorde, hierdie babatjie is nou gebore. Is nie opgemaakte storie nie, hierdie babatjie is nou gebore. Dit is die bewys. Onthou julle, so 2-3 weke gelede het ons preek gehad oor, is die Bybel wat die waarheid, dit is nie die waarheid. En hierdie is een van die 63.779 bewyse, kruisverwysing van die Bybel, dat dit die waarheid is. So is die waarheid, die is pas nie, hulle sien met hulle oor, die is pas vir die waarheid. Hierdie ons byeenkoms hier gaan nou eintlik oor wêreldberig vroue. Nou, oral in die wêreld kry elke land, kry lande 'n beurt om die wêreldberig vroue te deel. En die Cook-eilandse vrouens het hierdie jaar se tema gekies. En hulle tema is Psalm 139. Wat hier sê, ek het jou geken toe jy in die moederskoot was. Die Bybel, ek wil nou nie dag hoor, is ons handleiding, wat ons moet sê, hoe moet ons lewe. En hoe volledig is dit? Daar is nie een ding wat jy kan 'n probleem mee hê, wat jy nie 'n oplossing sal kry. Self, hierdie sinnetjie van dat jy nog gebore is, en jy nog voederskoot was, en dat van jou geweet. Ouens, daar is nie so iets soos 'n glips. Geen mens wat gebore word, was 'n glips nie. Elkeen wat gebore was, is 'n opgeroeping gehad. En die Here, daai ene spesiaal lief. So, ons moet meer respek hê. Nie ding van our bossies, uit. Dis uit. Van die oomblik van bevrugting af, is jy 'n lewendig mens. En God het 'n plan met jou lewe, soos in die geval van Esther. Sy is 'n vrou geroep in 'n tyd soos hierdie. Ja, weer, gister se koerant in Brakpa, het hulle 'n pasgebore baba, 'n swart sang, en sy paadjie.
vir die handewerk van die Here. Daai saad wat daar neergesit is, kan nie groei tensy dat die Here opdrag gee dat dit moet groei. En ons moet die boodskap bly gekom word. Elke mens is spesiaal vir die Here. En elkeen het 'n spesifieke rol. Goed. Maar die engel wat nou so verskyn het daar aan die skaapwagters en aan ander baie ander mense. Die engele is daar om ons op te pas en hulle weet alles van ons af. Hulle weet alles wat die Here weet hulle ook. Behalwe een ding. Die engele weet nie wanneer is die wederkoms nie. Dis interessant, né? Hulle weet so baie goeders. Maar hulle weet ook nie wanneer is die wederkoms nie. En dan moet ons ook erken, die duiwel weet ook van engele. Ja, die duiwel weet ook van engele. Toe Jesus in die woestyn is, en kom by hom is, spring hier af. God sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Maar deesdae as die duiwel dink ek so maak, hy doen hom voor as 'n engel van die lig, en so verlei hy baie mense, né? Maar ons as Christene, ons moet die realiteit besef daarvan, daar is engele wat oor ons die wag hou, wat ons oppas. Ek wil 'n storie vertel. Dis nie 'n sprokie nie, dis nie Romein kapie 3 varkies nie, nee, dis nie 'n sprokie nie, dis nie vakliteratuur nie, daai wat ons 'n boek gaan uitneem en sê, hoe moet ek my kind groot maak? Nee, dis nie vakliteratuur nie, dis nie fiksie nie. Nie 'n lekker roman wat jy kan lees nie, né? Goed. Dis 'n gelykenis. Nou wat is 'n gelykenis? 'n Gelykenis is 'n aardse storie, maar dit het 'n hemelse betekenis. Jy loop herinner op. Dis 'n aardse storie, maar dit het 'n betekenis in die hemel. En alles wat ek wil vertel is in die eerste persoon, is regtig goed wat gebeur het. As dit nie met my gebeur het nie, dan was ek regtig ooggetuie daarvan. En dit is die storie wat ek vir julle wil vertel. My storie begin by my geboorte. Daar was baie probleme met my geboorte, en in daai jare was dan hulle het toe begin keisersnitte toe te pas, maar nie wanneer dit gegaan het in lewe of dood. Dit was nie so 'n algemene en so maklike storie soos wat dit vandag is nie. So, die dokter sê vir my pa, hoorie, hier is baie groot probleme, ek voorsien dat jy jou vrou en die baba gaan verloor. Geef vir my toestemming dat ek mag opereer. En toe opereer hy my ma, maar agterna het ons eers besef, hy was so oortuig daarvan dat sy dit nie gaan oorlewe nie, dat hy tot skaapsbinne na toe gewerk het. En toe doen sy sê, dit skep nie ja op. En toe sy beter daarna nog die hospitaal. En daai tyd staan nie 'n broodkaster nie. So, wat hulle doen is, hulle gee my vir my ouma, en hulle sê vir my ouma, gaan probeer aan die lewe hou. My ouma sien, hierdie is 'n koue babatjie, sy maak vuur in die koolstoof, en sy maak die oond se deur oop, en sy sit voor die oond, en sy hou my nou so vas, voor die oond. En so het my ouma my toe gehelp om te oorlewe. Toe wat ek klein was, en verjaar, sê my ma, baie geluk met jou verjaardag, en dankie wat jy so boeftetjie is, en ag, dit was alles die
werd dat ek so vir jou gelei het. En die klein was, toe dink ek, wauw, dis fantasties, ek sê my ma iets werd. Want toe ek 10 word, toe draai hierdie storie om. Toe begin ek skuldig voel. My ma leiding veroorsaak. Dit is my verskriklikste gedagte. En ek raak ek teruggetrokken. Ek is bang vir ander mense, ek is bang om my opinie oor goede uit te spreek, want ek is ons nou kinders so gebore en so gelaat staan. Ek weet nou dat ek kan eindelijk praten. En omtrent so 30 jaar gelede, toe begin ek met selfgroepe. En ons kry selfleiers opleiding. En by een van hierdie kursusse, het hulle nou gepraat oor angste en vrese en bindinge. En hier vat ek nou daar tree in die geloof. Ek sê vir hulle, luister, dis wat met my gebeur het, en ek dra hierdie vrees, hierdie skuldgevoel, want eintlik nie my skuld is nie, maar ek dra hierdie skuldgevoel. Ek vra vir hulle moet vir my bid. Agterna kom die kursusleier na my toe, sy sê vir my, weet jy wat, ek het 'n gesig oor jou gehad. Ek sê vir haar, ja. Sy sê, die Here het my baie duidelik gewys, toe ek daar voor die stoof gehou was daar 'n engel wat my opgepas het. En daardie engel pas my nog al die tyd op. Julle, en dit het my hele lewe verander. In die opsig dat ewe skielik kom ek luister, wanneer is dit die Heilige Gees wat met my praat, en wanneer is dit nou sommer my eie stemmighede wat ek daar wil uithou. So ek het baie sensitief oor dit beginne voel. En toe gebeur daar nou onlangs weer so 'n wonderwerk met my. So was hier by die bidhuur, en 'n vrou wat my glad nie ken, sy weet niks van my verlede nie. Sy weet niks van my verlede nie. Sy kom by my en sy sê vir my, die Here wys vir haar, daar's 2 engele wat my beskerm. En weet julle, toe is my rakke geskit. Toe gaan sit en dink ek nou weer oor hierdie ding. Nou, toe kom iets by my op wat 5 jaar gelede gebeur het. Ons het vir meer as 40 jaar in ons huis gebly in Brakpan, en toe is ons aftree oor toe, en gee ons huis vir die Eike skool, en hulle doen nou skool gehou daar in die huis. En ek het die oggend gegaan, en ek het gaan kyk in die nuusbaan koop. En skynbaar het die rowers my van die winkel af al gevolg, ek het nie agtergekom nie, kom by die huis, maak die kattebak oop, dra die kruideniersware uit, sluit die voordeur oop, dra dit in, die kattebak staan oop met goed in, die huis is oop, hier stap 4 gewapende rowers in. Gaan na die eerste klas toe, en vat die juffrou se juweliersware en haar laptop. En gaan na die tweede klas toe, en vat die juffrou se bangles, dan kan nie haar ringe van haar vingers afkry nie, en hierdie rower vat haar hand, en druk het in sy mond, en dan sleep die ringe met sy tande af. En hulle vat die kinders se boeksakke, keer hulle om, vat hulle selfone, ons bietjie geld en die so aan, hulle vat dit, hulle kom by my man se studeerkamer, en hy is 'n verswakte bejaarde, hy sit in 'n rolstoel, hy kan hulle niks op aarde doen nie, maar hulle pluk hom daar uit die stoel uit en klap hom dat hy tussen 2 boekrakke inval. Nie kom hulle by my. En hierdie ou druk die revolver op my gesig, en hy sê vir my, lê op die grond. Ek sê van, I can't, I've got
mense is. Nee, daai ou kon die ketel gaan kook het en die kookwater in my keel afgegooi het. Ek sê nie meer in, I can't. I've got screws in my back, I can't lie on the floor. Hy gaan, hy trek 'n stoel uit, en hy sê vir my, sit. Verbeel jou. Dis 'n huisroof. Hulle is almal gewapend. Hy trek vir my 'n stoel uit en sê, sit. Ek sê hoof van die skool, ek tog elke dag op. Daai dag het ek nie 'n horlosie aan nie, ek het nie ringe aan nie, ek het nie oorbelle aan nie, ek het niks aan my wat hulle wil hê nie. My selfoon lê op die buffet by die deur waar hulle 4 van hulle in en uitloop verby my selfoon en nie een van hulle sien my selfoon raak nie. Weet julle, ek het soveel respek vir die beskermengels, engele wat regtig daar is om ons te beskerm. Goed. Maar toe moet ek nou bely. Toe raak ek bietjie die klits uit. En ek vergeet van my beskermengel. Ek vergeet van die Here. Ek probeer alles self regkry. My man is oorlede en ek moet nou alleen die maskot kom. Loop en gly oor 'n los matjie, gryp na die gordyn, julle en ek eers by gesê, die dag met die begrafnis, dan weet julle hoe gaan het by begrafnis, almal kom en sympathiseer en hulle sê vir jou, moeder, jy's nie alleen nie, as jy moeilikheid kom sê net vir ons gaan jou help, en ja, hulle is daar vir jou, jy moet nie praat. Hier klik ek die gordyn met rak en al uit die muur uit, en ek is net te dankbaar, ek my nie bewusteloos geval nie. Dit is verskriklik. Goed, die volgende ding, ek word 4 uur die oggend wakker, ek hoor water loop, gaan kyk, kom hier in die gang, hier loop so 'n stroom water, die diesel gebars, en hy water stroom. Ek is so verskrik, ek kan nie dink waar moet ek die kraan gaan afdraai nie. Staan, bel ek die buurman, 4 uur die môre. Hoorie asseblief, waar draai ek die water af? Hy sê vir my, gaan kyk by die buitekraan, daar's 'n pyp teen die muur op, en daai kraantjie sit daarbo. Dis die kraan wat jy moet draai. Ok, nou weet dit is donker, is in die nag, 4 uur in die oggend so donker. Garage opmaak, lang leer uithaal, sukkel laat jy die leer op, ja, so waar hier bo sit die kraantjie. Maar hierdie kraantjie is vasgeroes, hy wil nêrens heen draai nie. En toe af, en toe na die loodgieter kry, sê vir my, nee vrou, daar op die sypaadjie is 'n gat, en daai kraantjie is binne in daai gat. Maar ek het 4 uur in die môre teen die mure uitgeklim. Eendag is daar 'n verskriklike storm. Die wind waai, die blitse slaan, dit reën verskriklik. Volgende môre word ek wakker toe die agterdeur oopmaak. Hier lê die buitehek op die plat, op die grond, met skarniere en al uit die muur uitgeruk. Kon dit nie glo nie. Maar toe nou die saak mooi ondersoek, dus al my stoethonde gesteel. En dis duisende rande se skade. So die skelms en die hek se slot geknip. En dis hoekom my hek toe natuurlik by die wind uitgewaai het, uit die muur uitgeruk is, op die grond geval het, maar al my honde is weg. En Here, ek kan nie verder so aangaan nie. Ry met my kar, jy gaan staan in die kar. Weet jy, dan stop 2 jong manne by my. En hulle gaan my nou help, en dan vat my ook na die garage toe. En ek dink by myself,
kan daar nog sulke goeie mense op hierdie aarde wees. Want toe ek betaal, het is my beurs en my selfoon weg. Toe die twee ouens wat my help het dan self ook gehelp. Goed. Toe laat sit ek die elektriese hekke in. Nou voel ek bietjie beter, bietjie veiliger en so aan. Gaan my motor kom terug. En skynbaar met die hek beter. Toe ek die knoppie druk dat die hek moet oopgaan, toe val daai hek uit sy spoor uit. En val my kar fyn in flenters. En hier kom hulle en sleep my kar voor my weg en ek moet morgen by die stoel. Hoe nou? Sê, Here, ek kan nie verder nie, ek kan nie. Die een ding na die ander gebeur, die een ding na die ander gebeur. Hoe is dit moontlik? Ek kan nie meer nie. En toe besluit ek, wag. Ek kan nou mooi sien, ek sien besig om te backslide. Ek gaan Sondag kerk toe. Kom by die kerk. 200 mense. Nie een van hulle wil my help nie. Nie een van hulle sien hoe swaar kry ek nie. En ek dink hierdie pomp Christen met die Bybel onder die arm. Niemand van hulle wil my help nie. Ek is alleen op hierdie aarde. Dan kom iemand na my en sê vir my, Willie, jy kan nie so aangaan nie. Barbara kom daaroor. Maar ek plak myself daarin op 'n krul en sê, luister hierso, jy staan nie in my skoene nie. Jy weet nie van al die verliese wat ek gehad het nie. Jy is nie hier om vir my te kom preek nie. Jy het alles wat jy wil hê. Jy het vroue en kinders en 'n huis en alles. Ek is alleenig. Nou kom vroue en sy sê vir my, Willie, maar jy is sleg. Jy moet dokter toe gaan. Sy was by die dokter. En ek is op 'n behandeling. En wat jy moet doen is, jy moet vir my bid. Maar nie my hier staan ek oor die hond. Sy skaam gekry vir myself. En kom my vriendin, en sy sê vir my, Willie, so, vandag is die dag waar jy dokter toe gaan. Ek gaan saam met jou, want jy gaan vandag dokter toe. Ja, whatever. Weet ek daai houding van die dokter sal my aangaan, ek sê my kan doen nie so gaan. Gaan saam met haar, maar maak my storie op voor die tyd. En die dokter sê, man, ek het hierdie medikasie en ek gaan nou beter word. So, moenie oor my bekommerd wees nie, ek gaan myself wegkryk. Maar, goeie ou Martie kry die kans om voor my te begin praat en sy vertel vir die dokter wat se verkeerd met my. En die dokter sit en sy kyk my so en sy sê vir my, weet jy wat, ek weet presies hoe voel jy. Daar's geen seer, so seer, soos die gevoel van verlies nie. Daar is geen seer, so seer, soos die gevoel van verwerking. Ek weet hoe jy voel. En as ek dit sê, toe begin ek huil. En ek huil, en ek huil, en ek huil haar hele boks tissues leeg. En toe ek nou nie meer tissues het nie gesê. En as ek aan op hulle drink, sal ek dan beter voel. Sy sê nie, dan gaan ek ooit. Sy in elk geval, daar medikasie wat jy het, gaan jy help nie, smaak dit in die toilet. Ek gaan vir jou ander goed gee, gaan jou beter laat voel, jy gaan daar beter voel, maar ek waarsku jou, hierdie pille kan jou nie gesond maak nie. Jy moet jou gedagtes vernuwe. En sy skryf daar op 'n stukkie papier en sy gee dit vir my. Dan kom ek by die huis, kyk ek hierdie papier wat sy my vir my gegee. Filippense 4 vers 8. En ek sien daar onder
onder staan, daarop moet julle gedagtes rig. En jy dink, ja, Here, jy weet van die gordijnrak, jy weet van die diesel, jy weet van die honde, jy weet van my kar, jy weet van die hek. Alles weet jy. Nee. Dis nie wat die woord sê nie. Die woord praat net van al die goedes wat jy nou opgenoem het nie. Wat sê die woord? Verder broeders, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Ek sê, Here, dis 'n tolorder. En al daai goed is, ek weet nie, Here, ek sal nie daarmee kan bykom nie. Wag, dat ek kyk wat staan na in Romeine, want dis die ander teksvers op gee. Dis Romeine 12 vers 2. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle gedagtes te vernuwe. En ek dink, wie is nou hierdie sondige wêreld? En ek skielik weet ek sommer. Paulus, Eskom, korrupsie, die kerk, die klomp in die kerk wat met die Bybel sommer die arm loop, maar niks vir ander mense doen nie. Dis die liedere wat ons in die kerk sing, dis die twist waarof ons die kerk met blauw of pink verf. Dis wat die wêreld sê. En die Here sê, waarmee hou julle besig? Waarmee hou julle besig? Tot ons Eskom, korrupsie, noem het op. Dis nie goed waarmee julle besig hou. Ek dink dat ek sê, ek sit in Philippines in Vrydag. Ek sê nie kans daar. Hoe gaan ek dit alles geïmplementeer kry nie? En dan sê God, in Romeine 12 vers 2, nie jy probeer om dit op te los nie, maar laat God julle verander deur julle gedagtes te vernuwe. Hou jy op om so te jou met benullige dinge besig te hou. Laat God toe om jou te verander. Goed, nou gaan koop ek daai medisyne wat sy voorgeskryf het. Dis baie duur, maar die derde dag staan ek op en toe begin my kop nou regwerk. En ek besluit, vandag is die dag, want ek gaan golf speel en ek gaan my kop skoonmaak. Nou dink ek terug aan al die verliese wat ek klaar gehad verby, en die Here gaan my nou help om hierdie nou te oorkom. Nou is ek af na die golfbaan toe. Kom nou. Ja, hy sê vir my, nee, ek kan nie speel nie, ek gaan nou reën. Ek sê, nee man, die son skyn. Ek beloof jou, ek gaan net 9 bytjies speel. Voordat die reën kom, sal ek van die baan al wees. Ok? Gaan maar. Op die golfbaan, julle, net 5 bytjies gespeel. Dan sak ek in mekaar. En ek kan nie opkom. Dan is niks rondom my waarvan ek kan vashou om my te probeer op my bene kry. En toe begin ek met die volgende dag. Here, is nie meer nie vir my nie. Gee nie vir my om nie. Ek weet nie eers waar is ek nie. Ek weet nie, ek is nou hier op golfbaan en ek kan hier opkom nie. Dan begin ek die Here blameer en ek begin verskoning soek, omdat ek nie by die Here uitgekom het nie. Eén skielik die son skyn, druppels reën val. En weet soos Jakobstroom en Wolfsvry, daai soort van my reën. En begin reën. En bid, smeek.
stem wat sê, my genade is vir jou genoeg. Here, maar, U bewys nie aan my genade nie. Binne 10 minute is die wolke toegetrek, toe bars daar 'n storm los wat vir niks skrik nie. En daar lê ek in die water. Ek probeer na die golfkarretjie toe kruip, maar ek kruip 5 tree en dan sak ek 3 tree weer terug. En op die ou einde bly lê ek binne in 'n glas water. Here, asseblief, kan U verder nie, kan U verder nie. My genade is vir jou genoeg. Julle, ek sien 'n man kom aan. Hy gaan by my kom en hy vir my sê, "Ry mense, jy my, wat dan jy op 'n golfbaan is dit so reën?" En kry so lank my antwoord reg. Gaan sê, hoor hierso, ek het nie jou bestel om my toe te kom optel nie. Net, ek sal self hier opkom. Hier kom hierdie man by my, maar hy steek vas en ek sien hy is geskok. En ek besef ewe skielik, maar hierdie man kan die verskil sien tussen trane en reendruppels. En hy sê, "Man, what's wrong? I'm paralyzed. I can't get up. Please help me." Wait, man, I'm going to help you. Hy gaan na die golfkarretjie nader en kom my. En toe ek iemand het om aan vast te hou, toe kom ek op my voete. Hy staan by my. En ek staan. En toe begin ek treetjie vir treetjie loop. En ek loop saam met my. Hy help my om op die golfkarretjie te kom. En ek sê vir my, "Priester, ek weet nie wat kaarts in the parking lot." Hy sê, "Man, I've got a license. I'll drive you home." Dink, yes, die laaste keer wat iemand my wou help was my meersie in my selfvoorburg. Hoe kan ek hierdie man nou vertrou? Hy sê, "No, it's all right. I think I'll manage. Just help me to get to my car." Kom, klim af, nou met die kar toe loop. Hy vat sy bril en hy slaan dit oor my kop op. Ek is papsoep nat, maar hy hou sy bril oor my kop. Hy loop saam met my, help my om in die kar te kom. Gaan laai die stokke in. Kom weer by die venster, hy sê, "Man, honestly, it's not an effort, I can drive you home." Ek sê, "No, it's all right, I'll manage now." I said, "Man, may I pray for you?" "Yes, please." Hy steek sy hand by die venster in, sit sy hand op my skouer en hy bid. Hy sê, "Dear Lord, Naomi is tired, she is weak, she is worn. Please pick her up and walk her home. Thank you, Lord. Amen." Nie 'n ellenlange gebed nie, net Here, vat hierdie vrou se hand en vat haar huis toe. Dis al wat hy vir my bid. Toe trek ek snel weg. Hy moet nou daarom sien, ek kan nie kar beheer. En hy straat af toe by die hoekom waar ek draai, kyk ek terug in die speeltjie. En ek sien, hy staan nog al die tyd op die sy baadjie, onder die sambreel, maar hy staan nog daar. En dit slaan my tussen my oor. Dit is my beskerming nog gewees daai vandag. Daar op die golfbaan waar ek nie op my voete kom nie, het hy my opgetel. Daar waar ek nie een tree voor die ander een kon gee nie, daar het hy saam met my geloop. Daar waar ek alle moed opgegee het, en hy vir my gebid, is my beskerming. Kom by die huis, gaan stort, trek droog aan, toe gaan sit ek in die studeerkamer.
gebeur het. En ek sê, maar ek het 'n stem gehoor wat gesê het, my genade is vir jou genoeg. En ek soek dit in die Bybel, ek kry dit. Dis 2 Korintiërs 12 vers 9. My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. En besef, toe ek op my swakste was, het die Here vir my hulp gegee. Toe ek op my swakste was, en ek kry so skaam vir myself. En Here, ek het gebackslide. Ek kon net bid vir alles wat met my verkeerd gegaan het. Ek het die kerk beskuldig, ek het die kerk mense beskuldig, ek was lelik teenoor hulle, vergewe my asseblief, Here. Maar die ergste is, nou moet ek erken, ek het vir die Here gesê, hy het my nie lief nie. Ek het vir die Here gesê, hy gee nie vir my om nie. Nou moet ek erken, Here, ekskuus Here, ek was verkeerd, en het my nie vergewe en my nie verlaat nie. Die Here sê vir my, wat sien jy onder in jou beker? Is daar teeblare onder in jou beker? Nee, Here. Is daar koffieboer onder in jou beker? Nee, Here. Nou wat sien jy onder in jou beker? Here, ek sien suiker onder in my beker. Here sê, ja. Daai suiker is my genade wat vir jou genoeg was. Maar jy het nie daarvan gebruik gemaak nie. Jy het nie jou koffie geroer nie, die suiker het onder bly lê, en jy het jou koffie bitter gedrink. Here, ek is so jammer, ek is so jammer. Die Here het vir my hierdie boodskap gegee, om vir jou vandag te sê, kyk, wat is daar onder in jou koppie? Kom ons sluit die oë, ons kyk nie rond nie, ons het niks te doen met ons buurman en ons, wat hier langs ons buurvrou hier langs ons nie. Ons het nou nodig om 'n gesprek met die Here te voer. Kyk onder in jou koppie. Wat sien jy? Jy wag dat geluk jou kant toe moet kom. Maar geluk kom nie van buitekant af nie. Geluk kom van binnekant af. Wat jy nou sien is vrees, bekommernis, woede, jaloesie, selfbejammering, minderwaardigheid. Krap dit uit en sit dit voor die voete van Jesus. Jesus het self op 'n dag in mekaar gesak. En hy kon nie sy kruis verder dra nie. Simon van Cyrene het gekom en sy kruis opgetel en het vir hom gedra. So om vanmôre te erken dat jy 'n kruis het, is nie vreemd nie. Jesus is klaar daar vir my. Sit vanmôre jou kruis voor hom neer. Hy sal jou koppie was, witter dan die sneeu. Neem nou die besluit om van negatiewe gedagtes ontslae te raak. Of miskien het jy al besluit om hierdie negatiewe dinge agter te laat. Maar jy het bietjie vergeet om na die stem van die Heilige Gees te luister. Daar was kere wat
ek vir iemand anders 'n engel kon wees, maar ek het nie die geleentheid gebruik nie. Vergewe my asseblief. Dan sê ons opnuut vir die Here, dankie Here, vir vreugde, liefde, hoop, tevredenheid, empatie, goedhartigheid, eerlikheid. En as jy al hierdie dinge het, deel dit dan met iemand anders. As jy dit ernstig opneem om jou denke te vernuwe, wil jy nie nou jou hand opsteek om vir die Here te sê, Here, ooreenkomstig Romeine 12 vers 2, laat ek U nou toe om my gedagtes te vernuwe. Sien asseblief die opregtheid van my hart raak. Steek jou hand in die lug en sê vir die Here, jy is bereid om deur hom vernuwe te word. Dankie, sê Marianne. Dis wêreldbedag vir vroue. Die vroue in Nieu-Seeland het toe ons in die middel van die nag nog geslaap het, hulle begin bid. En elke uur van die dag het hierdie gebede verder en verder en verder geloop. En in middernag was dit verby Kanada, toe Nieu-Seeland hulle nuwe dag ingegaan. Ons is vroue. Die Here het ons geskape met 'n spesifieke doel en hy is lief vir ons en is vir hom baie spesiaal. Kom ons sit nou daai terugglydings van ons agter die rug en ons trek ons uit na wat voor lê. Here, ek het gebackslide, sit my terug op my voete. Here, ek lees die Bybel, maar ek verstaan nie alles nie. Help my om dit te verstaan. Here, maak my sensitief om die Heilige Gees te hoor. Here, gee my asseblief wysheid, want ek weet daar's ander mense wat op my steun en ek moet vir hulle iets beteken. Kom ons gaan nou gou in ons bidgroepies in en ons gee so 5 minute kans dat almal net vanoggend kort gebed vir die Here kan doen. En ons gaan almal 'n beurt gee om te bid. Ons gaan nie lang gebede bid en uitrek nie, so vir almal wat 'n kans het om te bid, ons 'n kans gee om te bid. Linda, Bernice, Lynn, kom staan julle hier voor asseblief. Dis ons aantalwerkers. As jy vanoggend voel, kom staan hier so, as jy vanoggend voel, jy het iets waarvoor daar spesiaal gebid moet word, dan gaan jy nou die kans kry. Ons bly biddende. Ons bid vir mekaar, ons bid met mekaar.
steeds die lewe van nie in ons glans en silwer weer, nie sien my verstand van kennis, iets slechts is blank. Nee, ek wil so swak van dood, neig tot na die wijse woord. Neem my hart vir u tot troon, wil gedurig daarin woon. Neem my wete, ongeroom, al sy skatte wil wegbring. Neem myself, my alles sy. Heer, verewig en gewil. Ons sissies, ons bly biddend, daar is mense wat groot behoeftes het. Daar is mense wat nou besluit moet maak. Ek gaan nie my lewe verander nie, ek is tevrede my dood is. Of ek gaan sê, Here, ek gee aan u oor. Gee my lewe aan u oor. Gaan my nie meer besig hou met die dinge wat nie belangrik is nie. Werk vir u koninkryk, sien my na u toe lei. Sien my Here. Sien u oprechte in ons harte raak. Nie die ou lewe af. Strek ons aan die voorus. Halleluja, halleluja.
vergewe as en al die kere wat ons net met ons versoeklysie by U aangekom het. Here, vergewe ons dat ons net teen ons probleme bly vaskyk het. Ons het nie gesien ander kant hierdie lewe. Is daar 'n God vir wie ons baie spesiaal is. God wat ons geken het toe ons nog in die moederskoot was. U wat vir ons 'n naam gegee het. U wat vir ons 'n stand in die lewe gegee het. Dankie Here, dankie. Here, ons is vandag hier in 'n gebou. Het is nie 'n kerk omdat dit 'n gebou is nie. Ons is hier omdat U hier teenwoordig is. En ons begeerte is, Here, raak ons aan met 'n vuur van die altaar, dat ons tonge sal loskom om te gaan en getuig, dat ons sal loskom van ons eie ek en my besluite, en ons net op U sal steun. Here, ons is dan baie dode beendere, en vandag is dit daai dode beendere opwek, vir ons voete om op die pad te kom, wat ons omloop om te sorg dat U koninkryk moet kom, so naby aan ons is. Ons sien al die tekens van die tye, en ons hou ons besig met goeders wat nie afstuur op 'n wederkoms nie. Help ons dat ons oë op U gefestig sal wees. En dis nie rondom ons sal rondkyk en angstig word nie, maar dat ons net dan die vaste wete sal hê. U hou ons hande vas. U het ons name in die handpalm gegraveer. En Jesus, U sit aan die regterhand van God om vir ons in te tree, waar ons swak en nietig is, en ons kom nie by die dinge uit wat ons wens nie, wat ons dink nie, en wat ons doen nie. Ons kom nie daarby uit nie, maar U bid elke dag vir ons. U tree elke dag by die Hemelse Vader, vir elkeen van ons in. Ons is so spesiaal. U het ons beplan in die moederskoot om 'n getuie vir U te wees. Maak ons waardig daai vertroue wat U in ons gestel het, Here. Is nie net vir onsself nie. Ons wil die koninkryk uitbrei. Ons wil blydskap uitstuur, vreugde. Ons wil dans en sing en die naam groot maak. Lofliedere tot eer en verheerliking van die naam. So doe die Here. Sien die opregtheid van ons harte. Amen. Hier verby is hier
daar in 'n aktieve rol en van dankbaarheid. So kom ons staan op, ons moet net saam sit en dan gaan ons so stap verander in die skatte. Here, ons lê ons hande op die kus vanoggend. Is ons goud en silwer, maar is nie meer ons nie, ons het dit in elk geval by U gekry. Ons bid, Here, dat dit gebruik sal word om U werk hier op aarde vinnig te laat groei. Dankie, Here. Amen. Spreek gou die seën oor julle uit. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal julle tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Oukies, nou hierna gaan ons nou eet en hoorie, ek wil julle mooi vra, die gemeenteraad het Ek het klein gedink toe ek gaan vra vir wêreldmiddag gevra. Maar ek het baie meer teruggekry as wat ek gevra het. Ek het nie gevra vir 'n eten nie. Die manne het uit hulle eie